Sê gou agter my aan, miracles happen in relationship. Okay. Wie van julle het al 'n wonderwerk in jou lewe ervaar? Soos ja, ek seker dis 'n wonderwerk. Okay. Wie van julle wil graag hê 'n wonderwerk ervaar of wil weer 'n wonderwerk ervaar in jou lewe? Okay, great, ek hou van hande. Awesome, daar's net iets wat gebeur in ons harte wanneer jy 'n wonderwerk sien of wanneer dit in jou eie lewe gebeur. Dit bou jou geloof, dit bring jou nader aan God. Dit help jou om jou denke te vernuwe. Dit maak liefde los in jou hart. Okay? So sê weer agter my aan, miracles happen in relationship. Nie chips, nie. Nie jou verhouding met jou girlfriend of jou boyfriend nie. Maar I know, Johan, miracles happens in my relationship. Our relationship is sacred. It's like heaven on earth. Okay. So, God wil wonderwerke in jou lewe laat gebeur. But miracles does not happen outside of relationship. Okay? Ons het verhouding nodig, daai wat Andrei van gepraat het gister, daai connection nodig om God se krag en God se wonderwerk in ons lewens te sien. En is deur relationship, deur tyd met hom te spandeer, deur te luister na sy stem. En ek wil vandag vir julle 'n getuienis vertel van my eie lewe, waar vir my was dit, ek het al bene sien uitgroei, ek het al video's gesien van mense wat uit die dood uit opstaan en allerhande miracles het ek al gesien in my lewe. Maar hierdie wat met my gebeur het, gaan jy dalk dink, Johan, dis nie so cool nie, maar dit was vir my, was it huge. Vir my, verstaan nie, want dit het met my gebeur. Dit was uniek, spesiaal vir my, wat ek nodig gehad het, verstaan nie, ek het nie 'n afarm gehad nie, ek was nie verslaaf aan dwelms gewees nie, ek het nie, verstaan nie, ek het nie release van sulke goeders nodig, ek het nie 'n wonderwerk nodig gehad op daai vlak nie, ek het ander tipe issues gehad, maar dit was nog steeds vir die Here belangrik. En of jy hierso sit vir oggend en jy het een of ander major addiction, of major genesing nodig, of 'n restaurasie nodig in jou familie, of net iets wat jy dalk dink is klein. God wants to do a miracle in your life, but it's going to happen through relationship. Okay. So kan ek julle my storie vertel. Begin toe ek so oud soos julle was. Okay. So, toe ek julle ouderdom was my groot issue waarmee ek gesukkel het, is ek het vir een of ander weird rede wat ek tot vandag toe nie heeltemal kan verklaar hoekom nie. Ek het altyd gedink, miskien was dit my ouers, maar my ander boeties en sissies, ek weet nie, hulle het nie dieselfde issue nie. Ek weet nie hoekom nie, maar vir een of ander rede het ek ongelooflik druk op myself gesit om te perform in enige veld. Okay? Self-pressure. Ek het gevoel, vir een of ander rede het ek gevoel, my gesin en, verstaan jy, my onderwysers en goeders verwag dit van my. Ek het later uitgevind, eintlik was dit nie waar gewees nie, maar dis hoe ek gevoel het in daai situasie. Ek het gevoel, en miskien het hulle dit baie keer vir my verwag, maar ek het baie keer dit gevoel hulle verwag het, as hulle dit nie eers verwag nie. Okay? Wie van julle is daar ander mense wat baie keer so voel, dat die wêreld verwag net soos insanely baie van jou. Daar's heavy baie druk op jou, okay? So dit was die tipe ding gewees van, kom ons sê, ek staan saam met 5 kinders hierso in die klas en die juffrou vra, okay, in die laerskool, wie gaan die klas uitvee? Verstaan jy? Dan was al die ander was fine gewees om net daar te staan, whatever. Ek sou gevoel het, oh wow, daar's soos 'n spotlight op my, verstaan jy? Ja, ek sal dit doen, verstaan jy? Ek was soos die persoon wat, ek het soos, vir een of ander rede insane baie verantwoordelikheid op myself gevat, en ek het gevoel, as ek nie die beste doen, in wat ook al ek doen nie, dan gaan mense my nie ervaar nie. Verstaan, dis so moeilik om te verduidelik, want het is eintlik so onlogies. Maar ek het dit tog
gevoel. Ek het gevoel as ek nie goed presteer akademies nie, dan dit klink soos maar ek het seker maar gedink my ouers gaan nie so lief wees vir my. Nee, verstaan jy? Ek het gevoel ek moet perform om my ouers se goedkeuring en se liefde te kry. Ek was so bang dat hulle my gaan uittrap of laat my ouers disappointed gaan wees in my. Jy weet daai wat jou ouers sê, ja, Johan, ek's nie kwaad vir jou nie, maar ek's teleurgesteld. Verstaan jy? Dis soos, kan jy my nie maar net pak slaag gegee het nie. Verstaan jy, dis daai tipe van ding gewees, daai pressure, maar dit was nie net akademies nie, dit was met sport ook gewees. Enigiets wat ek gedoen het ek gevoel, as ek nie, verstaan jy, die beste is nie, dan het ek ongelooflik, was hard op myself, en, verstaan jy, ek het myself gehaat. Soos, hoekom het jy 'n fout gemaak, nee? Ek onthou, en ek is nie super goed in sport nie, ek dink ek's nou actually beter dan ek ouer is, maar op skool, die stress het actually gemaak, dat ek nie kan perform soos ek moet perform nie. Okay? So ek onthou, op laerskool het my ma my forceer, ouers het gesê ek moet alle sport doen, anders gaan ek nie weet waarvan ek hou nie, okay? So ek het nogal van rugby gehou, dit was nie te bad nie, maar ek moes cricket ook gespeel het, okay? Oh man, en ek weet nie, dis hoe ek sê, ek is eintlik nie bad in sport nie, maar daai druk wat ek ervaar het my ongelooflik moeilik gemaak, okay? So, ek wou, en ek dink dit was in standaard 4 gewees, wou ek glad nie cricket gespeel het nie, ek wou nie die jaartjie, ek ging nie daarvan gehou, nie sê, maar nee, ek moet gaan cricket speel, maar toe is die proewe al verby. So toe kom ek daar aan, soos by een oefening en goeters, ek het soos whatever, en ek kom daar aan, en vir een of ander rede, sien die coach my aankom, en hy het 'n cricketbal in sy hand, okay? En soos ek loop net in staf, ek weet nie hoekom nie, maar hy gooi die cricketbal vir my, soos teen vol spoed, nee? Dis wat ek doen, okay? Ek vang die cricketbal, so met een hand. Ek gee dit so vir hom terug, okay? Soos in daai oomblik, wat ek niks, verstaan jy, ek het nie vir dit verwag of iets nie, is ek actually good, verstaan jy? Toes die meneer super impressed met my, net oor dit, net oor ek die bal vang het, nee? Maak hy my sy star player. Soos nou is ek, okay, nou is ek die ou wat soos, ek weet nie eens wat hulle noem nie slip nie, ek het, slip staan ons agter die wicketkeeper so al van die kant, okay? So ek het meer voor hom gestaan aan die kant, okay? Soos vir ouens wat so soeke, dat ek daai balle kan catch, verstaan jy, as hulle wil slaan vir 4 en goed, en die meneer, hy gewoon vol, ek vang hom so met een hand. Oh my soul, nee. Imagine gou, maar ek wil nou nie sê vir die meneer, nee meneer, dit was lucky nie, verstaan jy? Maar ek weet, ek kan nie eintlik, maar nou, ek wil nie mense downlet nie, so ek is soos, yes, ja, ek sal dit doen, kom in die game en goeders, ek bewe so, oh man, daar was seker 6 catch opportunities, nee, ek het alles gemis, ek het nie een bal gevang nie. En dit was vir my so humiliating geweest, ek onthou een spesifiek, onthou tot vandag, nee, ou het daai bal geslaan, het so oor my kop gegaan, nee, maar ek het soos gemisjudge met hoe ver die bal is, want dit is son en goed, so toe in plek laat ek nou staan, laat die bal nou hier val, toe misjudge ek, toe gaan hy oor my kop, toe gryp ek hom so, toe drop ek hom. Ek weet, eintlik kry my so jammer, toe skree een van my eie teammates, 2 hande vir beginners. Oh, dit was terrible geweest, ek kan nie vir julle sê nie. Yes, dit het gesak. Anyway, ek het ongelooflik baie druk op myself, want daai het my gebreek, soos ek sê, tot van nou toe, ek het soos emotional baggage, or iets so stupid, as 'n cricketbal vang, okay? Maar is al van julle wat kan relate met dit. Verstaan jy, en ek dink ek is actually alright, om 'n bal te vang, het goeie ball sense, as jy nou, ek love het om tennis te speel en squash, en is actually good daarmee, maar omdat ek daai druk ervaar het, laat dit my so stres, laat ek die hele tyd die bal drop, okay, letterlik en figuurlik, en alles, en akademie en goeders. En ek het in laerskool, het ek actually goed gedoen met akademies, verstaan, ek wil nou almal please, so almal dink, verstaan Johan, is hierdie freaking engel, okay, al die onderwysers, verstaan jy, ek sê al die regte goed, ek doen al die regte goed, wara, en hierso big surprise, hier is Johan hoofseun in die laerskool, okay, nou is hierdie nog druk op my, verstaan jy, so ek probeer mense impress, en mense dink het Johan is wonderlik, maar elke keer hoe meer ek mense impress, hoe meer verwag hulle my, hoe meer verantwoordelikheid sit hulle op my. Teen die tyd as ek in die hoërskool kom, nou wil ek nog steeds, verstaan jy, ek was nou hoofseun geweest, almal weet, okay, nou die hoofseun van Bakenkop,
verstaan, is nou in Elderein en dis nou verstaan, al hierdie druk. En verstaan, hy doen goed en al, behalwe cricket, moet hulle cricket speel nie. En in standaard 6 kan ek nog cope. Okay? Ek het in standaard 6 het ek 1 kwartaal 99% vir wiskunde gekry. Ek was actually, come on. Ja, ek joke. In elk geval, maar dit het my ongelooflike baie harde werk gevat. Okay? En julle weet in die hoërskool, dis nie laerskool nie. Okay, die druk raak meer. Ek kon nie volhou met daai druk nie. Teen die einde van graad 8 het ek in 'n depressie ingeval. Waar ek completely, soos wat ander gepraat het, aanplaagd was van God. Ek het dit gedred om op te staan in die oggend, want mense verwag hierdie van my en ek kan nie meer hierdie standaarde handhaaf nie. Ek kom nie by al my werk uit nie, want ek dink ek's 'n slim ou, soos ek kan goeders verstaan, ek's vinnig van begrip, maar ek het nie gehou van lees nie, ek het nie gehou van leer nie, daai goed was vir my moeilik geweest. Verstaan, en op 'n stadium die wiskunde, ek kan nie net meer, verstaan nie, in die klas sit, en ek verstaan nie, ek gesukkel om te konsentreer, ek het gesukkel, so, aan die een kant, eintlik wie ek is ek net 'n super praktiese ou, wat eintlik vinnig op my voete ding, maar die skool, ek het te veel druk op myself gesit, verstaan, ek het al die moeilikste vakke gevat, verstaan jy? Wiskunde, hoër graad, natsky, want dis wat almal van my verwag het. Eintlik moes ek net meer praktiese goed gevat het. Maar ek het verwag, ek was so bang om te sê, weet jy wat, kom ek verander eerder my vakke, want wat gaan mense van my dink, wat gaan my ouers van my dink, okay? Toe aan die einde van graad 8, toe het ek soos 'n complete, total breakdown, okay? En ek kom tot die besef, as ek gaan aanhou om hierdie druk op my te sit, that I'm gonna die, ek gaan my eie lewe neem, verstaan nie, ek kan nie meer so voortgaan nie. So ek flip toe, heeltemal na die ander kant toe, okay? So toe ek in graad 9 terugkom in die skool, toe worry ek glad nie meer oor skool nie. Dus ek soos verstaan nie, ek kan nie meer nie, as ek gaan aanhou probeer, my defense mechanism het ingeskop, as ek gaan aanhou probeer om hierdie standaard te handhaaf, I'm gonna kill myself. So ek het net besluit, van nou af is dit net party, verstaan nie, en geniet die lewe, en verstaan, Hakuna Matata. No more worries. En ek het net begin uithang saam met die verkeerde vriende, ons het begin elke naweek party, ek het begin lewe van naweek tot naweek, en het so erg geraak, dat toe ek in matriek is, toe ek in standaard 9 is, toe ek begin werk en goeders, ek het saam met 'n ou sound company begin, ek hou van parties, ek begin DJ, ek het begin geld maak en goeders, so, eintlik was lewe lekker geweest, ek het nie skool nodig nie, verstaan nie, ek maak lekker zak, whatever, die ouers die onderwysers kan gaan vlieg, my ma stres haarself dood, want sy wonder gaan deur skool gaan, dis die ou wat in laerskool hoofseun was, wat 99% vir wiskunde gehad het, in graad 8, het nou heeltemal omgeflip, okay? En ek dink al staan, hier sit van julle wat 'n similar storie het, verstaan jy? Jy het net basically opgegee. En in my matriekjaar was dit so erg geweest, dat ek sekere klasse net gebank het, omdat ek weet, die onderwyser gaan nou op my uitfreak, omdat ek weer nie my huiswerk gedoen het nie. So ek het in matriek, letterlik, as ek soos wiskunde, okay nee, ek gaan nie wiskunde toe gaan nie. Ek het letterlik in my matriekjaar na nie een wiskunde klas toe gegaan nie. Ek het net geslip. Ek het net na sekere klasse wat ek weet die onderwysers was chill gewees, het ek na gegaan. Want ek kon glad nie enige druk hanteer nie. Daai ding wat Andrei van gepraat het van 'n speed bump, wat jou enige speed bump stop jou, dit was daai ding gewees. As iemand enigiets vir my gesê het wat ek voel, hierdie ding se druk op my, het ek soos uitgefreek en ek het net soos weggeloop, persoonlik soos whatever. En ek het net gefokus op parties en goed en wat. Okay. So, fast forward 'n paar jaar en ek het actually na skool eers by X3 uitgekom. Okay? Want jy onthou mos ek het ge-DJ en stuff, en ek het 'n sound company gehad en goed. So weird hoe die Here werk, maar Andrei wat gister hier was, hy het toe die kampe geran van begin tot einde en hy het die ou geken saam met wie ek gewerk het in sound. Hulle het mekaar geken. So hy, toe die jeug kan begin het hy altyd by ons company klank gehuur en goed, en ons ouens het gekom en hier so die klank gedoen, okay? Maar was altyd 'n ander ou. Toe kom ek by die kamp uit,
toe moet ek kom, hier so help met die tegniese goeders en stuff, maar op baie stadium ek's disconnected. Ek gee nie om oor die Here nie. Verstaan jy? Ek is soos worry niks. Worry niks. Ek's net hier so, ek maak geld, wara. Oh, mense, I did not know what God had in store for me. Man, die kamp het nog nie eens begin nie, nee. Want nou is ons vroeg, ons die dag voor die tyd hier so om al se setup en goeders. En dis net soos 'n paar mense, die leiers en goed wat hier is, en hulle bid net vir die kamp. Verstaan? Soos wat ons nou hierdie keer al gedoen het, voor die kamp, ons het bymekaar gekom en ons het gebid vir julle. Ons het gebid vir die Here dat hy gaan deurbrake bring en goed soos dit. En hulle is besig met al daai goed en hulle is besig om die Here te aanbid en te praat oor sy liefde en goeders. En ek is nie eens deel van dit, verstaan? Ek sit daar iewers in 'n hoekie. Jesus, nee, en hierso kom 'n vloed van die Here se liefde oor my, nee. Man. En ek ervaar net vir die eerste keer in my lewe unconditional love. Ek het so in 'n ding gekom dat ek moet perform om liefde te kry, maar hier kom ek en in 'n oomblik ervaar ek God se liefde en dis sonder ek het God gehaat. Ek het gepaard en goed, ek wil niks met hom te doen nie, ten spyte van dit het hy my kom lief hê. En ek snot soos gister hierso, maal 10, guys. It was weird geweest, ou. Maar dit was cool. Maar weet julle wat is die funny ding geweest? Partykeer vat dit meer as een oomblik om heeltemal ontslae te raak van jou issues. En daai was vir my 'n groot deurbraak geweest. I met God and I knew he was the source. Daar was nie 'n turning back vir my geweest op daai stadium nie. Ek het geweet, this is real. My kop het dit nie verstaan nie, maar dit wat ek ervaar het, ek gesê, I can't run away from this. I need this in my life. Okay? Maar weet julle wat is die funny ding wat gebeur, nee? Daai was letterlik my eerste kamp geweest. Maar van die ander leiers wat hierso was ook eintlik vir die eerste keer leiers geweest. Hulle was kampers en goed geweest. So hulle het nie geweet ek het nou net die Here ontmoet nie. Okay? Hulle het gedog ek is al lank hierso in goeters, want toe dien ek die Here voluit. Van daai oomblik af, verstaan jy? Ek's hier, ek help oral, ek pak stoele, ek bid. Verstaan jy? Ek gaan groot. Soos wat my persoonlikheid ook is. Verstaan jy? Alles voluit en goeters. En ek besluit toe sommer, ek gaan nou voluit vir die Here, né? Ek bedank my werk, verstaan jy, want ons DJ en goeders en is parties en is girls en is drank en goeders. Ek kom agter, daai goed is besig om my weg te vat van die Here. Verstaan jy? Dis goed dat besig is die hele tyd om my connection te breek. En ek kom agter elke keer as ek op 'n kamp kom, dan is dit hierdie high en dan gaan ek huis toe, dan sit terug na die werk, verstaan, terug na dieselfde vriende en goeders, selfde omstandighede en goeders. En die eerste paar dae is dit cool en goeders en dan dit gaan so stadig verloor ek het. En ek het omtrent op my 3de kamp 'n jaar later, ek het elke kamp gedoen na 'n jaar, en 'n jaar te besef ek kan nie so aangaan nie. I have to stop, I have to quit my job. Okay? En ek het regtig, dis wat ek gevoel het die Here vir my sê, ek kan nie so aangaan nie. Ek moet hierso moet ek nou 'n lyn trek, anders gaan daai wêreld my insluk. En die Here bring vir my 'n deurbraak. Okay? Net na die Here dit vir my gesê het, 'n week of iets later, bel Andrei Bronkhorst wat hier is, en hy sê vir my, Johan, kan ek 'n meeting met jou hê? Okay? En ek het ook eers daai skoolhoof, so gaan, oh crap, kom wel Andrei my sien. En Andrei kom sien my en hy sê vir my, Johan, wat is jou plan vir volgende jaar? Ek sê vir hom, Andrei, ek weet nie, maar ek kan nie aangaan by my werk nie. Die Here het my gesê my werk quit, maar ek weet nie, as ek my werk gaan quit, dit wat ek doen, wat gaan ek doen nie? I don't know what I'm gonna do. En want ek het geld gemaak op daai stadium, ek kon vir myself sorg, ek het niets te smartphone gehad, ek was skool gewees. En die Here sê vir my, Johan, bid daaroor, maar ek wil hê met volgende jaar ek's 3de toe kom, voltyds. Ek wil hê met hier saam in my kampe doen, ons gaan uitreike doen, ons gaan die wêreld gaan bedien, ons gaan skole gaan besoek, ons gaan kinderhuise, ouete huise, ons gaan kampe hou. Ek wil hê jy moet saamkom, ek's 3de, bid daaroor. En ek was soos, ek nodig om te bid en jy het klaar gepraat, dit is verstaan, dis die Here. En ek het
ja gesê vir die Here en ek gedoen. Dit was 'n groot, ek kan nie vir julle verduidelik hoe groot stap dit was nie. Al my sekuriteit agter te laat, al my vriende, ek het hier kom bly. Ek het vir almal gesê bye-bye. It's a major sacrifice. Dit was nie maklik geweest nie. But I knew the most precious thing in my life was God's love and His presence in my life, and I cannot lose it. I cannot keep breaking, connecting. Each time it broke me. Maar elke keer deur te gaan. Ek het nodig gehad om klaar te maak met my ou lewe. En ek het dit gedoen. Ek het X3 toe gekom en dit het regtig my lewe verander. Dit het my lewe verander. En ek het regtig voluit die Here begin dien. En toe is die crazy ding wat gebeur, is nou dat ek die Here voluit dien en ons mense, ons die hele span en goeders, daai ding van my, daai pressure wat ek op myself gesit het om te presteer akademies en om te presteer in sport, het ek actually in my verhouding met die Here begin insit. En 'n deel van my verhouding van die Here het religious geword. En ek het daai selfde pressure begin voel in dit wat ek die Here dien. Ek het gevoel dat ek, verstaan die span moet lei. Verstaan jy, ek moet as die span negatief is, moet ek die een wees wat hulle positief maak. As daar 'n probleem is, en almal is soos, was ek soos, oh man, ek moet dit uitfigure. Ek was altyd die een gewees. As iemand 'n probleem het, of as ek sien, verstaan, Andrei is nie happy nie oor iets wat die hele span gedoen het, het ek verantwoordelikheid daarvoor gevat. Ek het daai pressure op myself gesit. En dit was in my verhouding met die Here gewees. En dalk sit jy hierso en jy is in verhouding met die Here, maar jy ervaar daai selfde druk. Jy ervaar dat mense verwag sekere goed van jou, God verwag sekere goed van jou, en dit is druk, dit is besig om jouself dood te maak. En ek onthou, ons het 1 week daai jaar, het ons hier by X3, het Andrei met ons gepraat oor verhouding met God en God se stem. En ons het die hele week ons daar gepraat. Verhouding met God is belangrik. Johan, jy moet leer om God se stem te hoor. Jy moet tyd saam met hom spandeer. God wil met jou praat. En ek het dit aangegryp met alles in my. En ek het begin met die Here praat. Ek het tyd uitgemaak. Ek het, as ek 'n uur het iewers, dan ek gaan sit onder 'n boom en ek gaan sê, Here, praat met my. En die Here my gepraat. En ons môre gaan Chanel actually 'n sessie doen oor God se stem, want dit is so belangrik om te kan hoor. En die Here het met my begin goeders deel daarin. En dit was amper soos 'n afweek wat ons gehad. Ons het nie baie goeders gedoen nie. Maar daai volgende week was soos 'n rusweek gewees. So ons op 'n massiewe uitreik gegaan uit Kaap toe, saam met Amerikaners. Ons sou die Amerikaners gaan oplaai by die lughawe. Hulle is so 'n hele break the barriers was hulle gewees. Hulle is ouens wat gimnaste was. Soos julle weet, ons daai cheerleading goeders waar hulle mense so in die lug gooi en goed, nê. So hulle het so 'n gym gehad, maar dit was vir abled en disabled mense. Okay? So party van hulle was in rolstoele gewees of het Down syndroom gehad en goeders. En hulle het 'n toer, hulle het in die hele wêreld vol getoer. En dan doen hulle soos insane dance routines. Ouens in rolstoele wat freaking toertjies doen en goed soos dit, om vir mense te wys dat jou disability jou nie limit nie, okay? En ons gaan hierdie toer, ons het skole opgelaai, ons het was hierdie major logistical ding, vervoer, kos, al hierdie goeders, ministry opportunities, al hierdie goeders, dus opgelaai gehad, okay? En ek onthou so 2 aande voordat ons nou moet gaan op hierdie toer, lê ek in my bed. En hierdie hele God se stem week en hierdie week van rus kom tot 'n einde. En ek lê in die bed en vir die eerste keer in 'n lang tyd het ek hierdie week gevoel asof daar nie pressure op my is nie, verstaan, of God niks van my verwag nie. En ek lê daar in die bed en ek sê vir die Here, ek's bang vir hierdie toer waarop ons nou gaan. Want ek ken myself. Ek weet dat ek gaan so besig raak en ek's bang ek raak so distracted with
doing the things of God, preaching, en om mense te help, that I forget about relationship with him. Okay? Ek sê, God, ek is bang, ek vergeet as ek so besig raak met dinge van u, en ek weet, dan kom my druk en goeders terug, en ek vergeet hoe lief u my het. Dat het eintlik net alles gaan oor die liefde, en dat ek vergeet dat u my onvoorwaardelik lief het. En die snaakste ding, sê die Here vir my in daai oomblik. Hy sê vir my, Johan, as jy 'n rooi beetle sien, dan wil ek hê jy moet weet, dis 'n teken dat ek jou lief het, onvoorwaardelik. Ek van, what? Here, dis 'n weird ding, en ek doen nou, was dit die Here? Was dit die Here? Maar, I choose to believe him. En ek sê, I'm gonna take a step of faith. En ek sê net, Here, ek weet nie wat hierdie beteken nie, maar dankie, ek vat dit. En so in my kop, imagine ek, okay, ons gaan nou op hierdie toer gaan, en ons gaan ons oral rondry tussen skole, en ons gaan lughawe toe, ons ry Kaap toe en stuff, en ek oral op die pad gaan ek nou Red Beetles sien, verstaan jy? En man, ek gaan, verstaan, die Here gaan die hele tyd vir my wys, elke hier en daar op die pad, gaan ek rooi Beetles sien, en ek so excited, en ek kyk vir rooi Beetles, en ons ry al die pad Kaap toe, en ek sien nie een rooi Beetle nie, okay? So my hele, verstaan jy, ek vergeet so lang, ek vergeet so al van dit, ek sê, whatever, verstaan jy? Want, ewe skielik is ons in daai performance mode. En ek weet julle kan relate, julle weet hoe dit is om op vakansie te wees, en dan kom jy terug op skool. Verstaan jy, dan begin die skool weer, dan sit weer al die druk en goeders, jy was nou net so relaxed geweest, en ek vergeet van soveel van die goed, nee, en op hierdie toer, skop hierdie perfectionism van Johan weer in, hierdie druk van Johan skop weer in. En elke keer wat ek sien daar's 'n probleem, of iets soos dit, en ek weet die leiers kan relate, julle weet om so kamp te hardloop is crazy, daar's die heeltyd curveballs en goeders, jy moet dink op jou voete, verstaan jy, en jy moet 'n plannetjie maak, 'n plannetjie daar maak, maar ek vat al daai druk op myself. En ek het 'n antwoord, vir as iemand iets nodig het, ja nee, ek sê jou uitsort, ja nee, ek sê jou uitsort, en ek sort almal uit, en Johan is net hierdie awesome ou, en al die Amerikaners like my en goeders, ek het daai aanvaarding van mense gesoek, ek het dit gekry, almal dink ek is net die beste, en dit laat my goed voel. Maar, wat mense nie weet nie, in die aande is ek soos, man, ek sien nie uit, ek sien nie kans vir die volgende dag nie, want ek het nie geweet, wat se pressures, en wat se uitdagings die volgende dag, of wat ek het begin stres daaroor, ek het letterlik in die aande gelê en gedink, wat gaan fout gaan môre, en ek gedink al die beloftes wat ek gemaak het, verstaan jy, al die commitments wat ek moet nakom, en gaan ek alles kan doen, verstaan jy, en ons het môre hierdie ding, en gaan ek dit kan doen, en gaan ek dat kan doen, ek het regtig my uitgefreak en gestres, en die aande het ek gepaniek daaroor. En die een aand kom die een Amerikaner vrou na my toe, en sy sê vir my, Johan, I've taken all these pictures, but I really need to load them on Facebook so the people back in America can see, you know, what we're up to. And sy sê, but, you know, our program starts early tomorrow morning at 7, so can you maybe meet me at 6, and then you can help me to load this on Facebook, okay? So ek sê, ja, of course, verstaan jy, dis hoe ek altyd was. Ja, no problem. Ek gaan help. Maar in my hart voel ek, man, ek is so moeg, verstaan jy? Ek sien nie kans daarvoor nie, want ek weet nie eers, ek gaan nou met kantoor toe gaan, verstaan, sy vra my net, sy het net 'n kamera, sy het nie 'n rekenaar nie, so verstaan jy, ek sê nie van, nee, ek kan dit nie doen nie, dis, ek het nie 'n rekenaar nie, ek dink, okay, daar kan ek kantoor toe gaan, hoor by die kantoor, of hulle vir my vroeg kan oopsluit, verstaan jy, en dan kan ek in die lodges waar ons gebly het, verstaan, hulle rekenaar gebruik en goeders, so al hierdie goeders, hardloop deur my kop, stres, en ek moet freaking vroeg opstaan die volgende oggend, en ek 6 uur is ek daar waar ons gesê het, ons gaan mekaar ontmoet, ek is actually 'n bietjie vroeër daar, en op daai oomblik het ek net genoeg gehad. I couldn't take it anymore. Ek het weer op 'n punt gekom, soos wat ek op skool gekom het, wat ek gevoel het, ek kan nie meer nie, ek gaan heeltemal weer flip na die ander kant toe. Verstaan jy, ek wil net opgee met alles van God, en net weer begin glad nie, worry nie.
En terwyl ek wag vir daai vrou en weer hier die Here ingetree, want vir een of ander rede het sy nie opgedaag nie. Ek weet nie wat sy so gesien het as sy opgedaag het nie, want ek het uitgefreek op die Here. Ek het uitgefreek op hom. Okay? En ek sê nie jy moet dit doen nie, maar ek kon myself nie gehelp het in daai oomblik nie. Ek was so kwaad vir hom gewees. Want ek het alles gelos. Ek het my vriende gelos, ek het my werk gelos om hom te volg, want ek het geglo hy is die antwoord. En nou voel ek so moeg, ek voel so depress, ek voel so angstig. Ek sien nie kans vir die volgende dag nie, ek sien nie kans vir die volgende 10 minute nie. Want nou is hierdie vrou laat, en nou gaan ons steeds mee doen, en ek weet nie hoe ek met alles gaan cope nie. It all just became too much. En ek het uitgefreek op God, ek het vir hom gesê, ek's klaar, I'm done with you. En ek dink die dag 'n paar vloekwoorde ook laat gaan. I can't take this anymore. Here, in daai oomblik, wat ek so uitfreek op hom, en ek huil, en ek skwaad, ek sê, Here, ek's klaar, ek kan nie meer, ek wil opgee. Op my bitter einde, voel ek, dis asof God self sy hand so op my kom neersit, maar het gaan so deur my lyf. En hy sê vir my, Johan, hoekom werk jy so hard? Jy het klaar die ewige lewe. En in daai oomblik snap daar iets binne in my. Dat ek nie nodig het om vir God te werk of enigiets vir hom te doen nie. Hy het vir my die ewige lewe gegee as 'n geskenk. Hy verwag niks van my nie. Sy liefde is werklik without any condition. En die volgende oomblik hoor ek 'n geluid. 6:00 die oggend. Van daai tipiese ou Volkswagen engines. Ek hoor dit. Ewe skielik onthou ek wat die Here vir my gesê het daai aand hier. En ek kyk op. En dan ry 'n rooi Volkswagen Beetle oor die pad. In daai oomblik. Die eerste een wat ek gesien het. En ek val neer op my gesig. En ek kan bid die Here. Want in my swakste oomblik wat ek vir opgee, wat ek hom gevloek het, wat ek gesê het, ek's klaar. Kom bewys hy sy liefde aan my. En hy sê vir my, Johan, ek verwag niks van jou nie. Jy het die ewige lewe. Jy hoef nooit weer te werk daarvoor nie. Dis die prys wat ek vir jou kom betaal het. Julle, en daai was vir my 'n turning point in my lewe gewees. Dis iets wat ek vir altyd by my het. En as ek voel daai performance ding klim weer hier op. Dan hou ek net daai dag, daai rooi volksie. En tot vandag toe praat die Here met my met rooi volksies. Ek kan vir julle so baie stories vertel. Hier is een van hulle gewees. Maar dit het alles begin by verhouding. It started the day I gave my heart to the Lord. I gave my heart to the Lord. En 9 maande later het hy my gevra om my werk te los. En hy het my wonderwerk gedoen. Hy het vir my hierso 'n plek voorberei. En daarna het hy met my gepraat oor 'n rooi volksie en ek het vir hom geluister, of was dit so weird geweest. Ek sê, Here, ja, ek gaan kyk na hom. But it was a process of 3 years. En ek weet nie wat sou gebeur het as ek opgegee het nie. Weet jy wat ek weet? Die Here sou my net weer op 'n ander plek kom haal het. Want ons is swak. En ek wou opgee. Even when I'm weak, He is strong. God really just wants your yes.
And He just wants you to open your heart for Him. Man, ek wil hê elkeen van julle moet so verhouding soos wat ek met die Here het, nog beter. Soos wat Sonny hierdie leiers het. It's real. En ek sou nie vandag, ek sê vir julle nou, ek sou nie getroud kon gewees nie, ek sou nie my vrou kon lief hê sonder die Here in my lewe nie. Daar's mense wat my geken het so 7 jaar terug. Jesus, as ek 7 jaar terug getrou het, nee, ek sou my vrou so vermorsel het. Ek sou so hard op haar gewees het. Want dis die standaard wat ek op myself gehad het. En ek het van alle ander mense verwag. Ek het so die oulikste, sagste, julle, ek het die sagste vroukie, wat die sagste woorde nodig het. Want sy het self ook al seer gekry in verhoudings. Maar dit is asof die Here haar vir my gegee het. Want ek het die sagtheid van die Here ervaar. En nou kan ek dit vir haar gee. Come on, guys. Nie om my eie beeld te blaas nie. But this is what a tough guy looks like. Hoor julle? It takes guts to bend your knee above the Lord of Lords. Ons man, ons het ons trots. Maar daai trots is baie keer iets wat tussen my en God kan staan. Dis reg om trots te hê. But it takes a real man to say in front of God, I surrender my pride. If He speaks, I listen. Ek wil net hê jy moet jou oë toemaak vir 'n oomblik. Ek wil net, man, I just want to create an opportunity for you to invite God to step into relationship with Jesus. En jy weet dalk nie op 'n son, jy sê Johan, ek wil, maar ek weet nie hoe dit lyk nie. Don't worry about the how. He just wants your yes. He'll do the rest, and it's a journey. And you're going to make mistakes, and you're going to fall along the way. But I promise you, you can trust Him. If He speaks to you, listen. He wants to make miracles in and through your life. But first and most of all, He wants you to know how much He loves you. Man, He gave His Son, His everything, His whole life. Everything He has is for you. Daar's van julle wat dit moet hoor vandag. He expects nothing from you. Hy's lief vir jou net sy jou gemaak het. And I don't care what everybody else says about you. You are fearfully and wonderfully made. He loves you, He loves you, He loves you. Words fail me. Ek kan nie. God, please come and show them how much you love them. Like you did for me. Come and show them. And if you want that this morning, if you want that journey of love with God, with relationship, just put up your hand, just as a sign to God. Lord, thank you for every hand. You see them. God, come and meet them according to the expectation and the hunger in their heart.
when all of a sudden I'm unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are.